Wat as, verbeel jou net vir 'n oomblik, wat as jy môreoggend sou wakker word en jy ontdek, daar is 'n checkrekening in jou naam oopgemaak. En in hierdie rekening is al die geld wat jy al in jou lewe gemors het. Al die geld wat jy deur slegte gewoontes verloor het. Elke keer wat jy jou hoelie sakke in jou kar se boot vergeet het en dan koop jy maar nog net 'n paar nuus by. Dit klink nie soos groot geld nie, maar ek het nou die dag amper 100 hoelies materiaalsakke in my kombuiskas ontdek. In hierdie rekening is al die geld wat jy spandeer het op dinge wat jy nie eintlik nodig gehad het nie. Al die gadgets wat jy gekoop het, wat jy gedink het gaan jou lewe makliker maak, maar jy het dit eintlik nog net een keer gebruik. Daardie broodbakmasjien, daardie robot stofsuier of eintlik enige van jou Verimaak produkte. In hierdie rekening is geld wat jy geleen het vir dinge wat jy nie eens meer het nie. Dalk onthou jy nie eens wat van daardie goed geword het nie. Dink aan daardie rok of baadjie wat so mooi gelyk het toe jy dit gekoop het en jy het dit eintlik net een keer gedra en jy het besef, nee, ja, hierdie is nie ek nie. En nou hang dit nog daar agter in jou kas as 'n stille herinnering aan geld wat jy beter kon gebruik het. As jy al daardie rande wat jy gemors het, kon terugkry, al die impulsiewe aankope, al die onnodige skuld, al die dinge wat net stof versamel, en dit alles lê nou weer in jou bankrekening. Hoe groot sou daardie bedrag wees? Nou, hier is die kinkel in die kabel. Jy word wakker die oggend met daardie bedrag in jou checkrekening, maar die enigste ding wat jy met daardie geld mag doen, is om dit weg te gee. Nou, jy kan alles dadelik weggee op een slag, of jy kan dit bietjie vir bietjie oor tyd weggee. Maar jy mag dit nie vir jouself gebruik nie. Dink vir 'n oomblik daaroor, om so 'n checkrekening vol van al jou vermorste geld te hê, en jou enigste opsie is om dit te gee aan mense wat dit regtig nodig het, ja, sou dit nie wonderlik gewees het nie. Om te weet dat selfs die geld wat jy verloor het, dit kan nou 'n seën word vir iemand anders. Nou hou daardie gedagte vas, want ons kom nou weer terug na dit toe. Vandag gesels ons oor 2 eenvoudige woorde: leef vrygewig. Nou, dit is belangrik om te besef dat daar 'n verskil is tussen om vrygewig te wees en om vrygewig te leef. Ons almal weet eintlik hoe om in die oomblik vrygewig te wees. Om iemand raak te sien wat hulp nodig het en dan spontaan daarop te reageer. Tot die ouens by die verkeerslig wat vir jou 'n dansie doen met hulle kratte en dan gee jy die verlore R5 wat in jou kar rond lê. Of iemand kom voor jou by die kasregister en hulle kaart wil nie tap nie en jy besluit sommer net daar en dan, maar vandag gaan jy ook vir hulle melk en brood betaal. Sulke goed is mooi, dit is belangrik, maar dis nie waaroor ons vandag gaan gesels nie. Om vrygewig te leef gaan dieper. Dis nie 'n oomblik nie, dit is 'n manier van leef, 'n leefwyse wat op die ou en 'n lewe bring. En as jy dit kan regkry om vrygewig te leef, sal jy waarskynlik meer spaar, meer gee, minder verbruik. En dalk die beste van alles, jy sal minder behep wees met wat jy het, wat jy nie het nie, wat jy graag wil hê of wat jy hoop om eendag te hê. Ons lewe ongelukkig in 'n verbruikerskultuur. Ons sien wat ander het, ons weet wat ons kan hê en hoe maklik dit is om dit te kry. Jy dink nog daaraan en binne 60 minute word dit by jou voordeur afgelewer deur 'n ou in 'n turquoise baadjie. Of dalk is dit iets uniek en spesiaal. Dit kan binne 'n paar dae vanaf enige plek in die wêreld in jou huis wees. Dis wonderlik en gevaarlik op dieselfde tyd. Want dit kan hierdie konstante kringloop raak van koop, hê, verlang en dit verteer ons van binne en uiteindelik maak dit ons meer en meer selfgesentreerd. En as jy 'n gelowige is, weet jy, dit is die teenoorgestelde van wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees.
Volgelinge van Jesus leef anders. Volgelinge van Jesus lewe vrygewig. Nou vandag gaan ons oor hierdie leefstyl gesels. Want die probleem is, baie mense verwar vrygewig lewe met toevallige, spontane, in die oomblik dade van gee. Dink jy is 'n vrygewige persoon? Jy kan maar eerlik in jou gedagtes antwoord. En as jy nou onseker voel, dan kan jy dalk jou antwoord regverdig deur te dink, maar ek het daarom nou die dag vir daardie ou by die verkeerslig 'n bietjie geld gegee. Ja, jy was vrygewig in die oomblik. Meeste van ons gee iewers 'n bietjie geld of tyd of hulp en is goed. Maar ek hoop om jou vandag uit te daag. Ek hoop om jou te oortuig dat al gee jy nou en dan, dat jy nog nie regtig vrygewig leef nie. En dis goeie nuus, want dit beteken daar's nog ruimte om te groei, om die soort lewe te ontdek wat werklik lewe gee vir jou en die mense om jou. Kom ons lees 'n gedeelte saam met die Bybel daar in Markus 12. En die idee van hierdie teks is nie om jou te laat skuldig voel nie. Die idee is om jou vooropgestelde idees oor gee en vrygewig leef, om dit uit te daag. Die arm weduwee se gawe. Jesus het toe regoor die offergawe kus gaan sit en kyk hoe die mense geld daarin gooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe 'n arm weduwee gekom en 2 muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawekus gegooi het. Hulle het almal uit hulle oorvloed ietsie ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het. Alles waarvan sy moes lewe. So kom ons begin deur te kyk na 4 mites oor vrygewigheid. Mite nommer 1. Vrygewigheid is spontaan. Ons het dit eintlik klaar vir mekaar gesê. Dit is hoe ons dink partykeer oor vrygewig wees. As jy spontaan gee, dan beteken dit eintlik net jy's 'n spontane mens, nie noodwendig 'n vrygewige mens nie. Want selfs 'n gierige, selfgesentreerde persoon kan spontaan gee, veral as daar druk is, mense wat kyk wat jy doen, of jy weet dat as jy gee, dan gaan dit jou baie goed laat lyk. Dis ook maklik om in die oomblik iets te gee wanneer dit iets aan jou emosies doen. Iemand kom bedel by jou 'n buskaartjie om by sy kinders in Durban uit te kom. En jy kry die persoon vreeslik jammer, of jy voel vrek skuldig om hom so te sien, en dan gee jy maar vir hom daardie R500 wat hy nodig het. Daar is ook kerke wat mens emosioneel kan opsweep. Daar is musiek en is 'n goeie saak en ons trane en beloftes. Dis hoe 'n goeie verkoopsman werk. Die laaste ding wat hulle wil hoor is, ek sal dink daaroor. Want sodra jy daar uitstap, gaan jy nie meer dink daaroor nie. Jy moet nou gee in die oomblik waar jou hart aangeraak is. En dit is nie altyd sleg nie. Om te gee omdat jy deur iets geraak is, dis nie verkeerd nie. Maar, en dis belangrik, dis nie om vrygewig te leef nie. Vrygewig leef is nie afhanklik van ons emosies nie. Dis 'n besluit, 'n ingesteldheid van jou hart. Dit is maklik om te gee wanneer iets jou hart roer, maar om vrygewig te leef, dis om te gee omdat dit deel is van wie jy is, selfs wanneer jy nie voel jy wil nie. Dit is 'n arm weduwee wat doelbewus gaan na die tempel met haar 2 muntstukke wat sy voor die tyd op besluit het. Dis wat sy daar gaan ingooi. Mite nommer 2. Vrygewigheid hang af van kontantvloei. Dis die tweede mite. Jy kan net vrygewig wees as jy op daardie oomblik genoeg geld beskikbaar het. Dis net eenvoudig nie waar nie. Dalk was jy al in 'n situasie waar iemand vir jou vir 'n donasie gevra het vir iets. En jou eerste gedagte is, wat het ek nou in my beursie? Wat is nou in my bankrekening? Wat kan ek bekostig? En as jy niks beskikbaar het nie, sê jy, ek is jammer, ek kan regtig nie nou help nie. Nie omdat jy nie wil nie, jou hart is reg, maar jy is eenvoudig nie in 'n posisie om te gee nie. Maar dis presies wat mense wat
vrygewig leef anders doen. Mense wat vrygewig leef, beplan om te gee. Hulle is gereed om te gee, maar dit is van die begin af deel van hulle begroting. Mite nommer 3. Die bedrag maak saak. Dis die derde mite. Hoe meer jy gee, hoe meer vrygewig is jy. Maar dit is eenvoudig ook net nie waar nie. Sonder konteks weet ons nie wat baie of min is nie. As iemand R10.000 skenk, dan klink dit dalk indrukwekkend, maar dalk is dit wat 'n standaard uiteet saam met goeie vriende by 'n fancy restaurant om sy gekos het. My baie is vir iemand anders min en andersom. En soms dink ons, ja, ek het nie baie om te gee nie, so ek hoef seker maar nie. Dis verkeerd. Vrygewigheid gaan nooit oor die bedrag nie. Jesus sit daar saam met sy disippels by die tempel. Hulle sien al die mense wat geld in hierdie offergawe kussie gooi. Die ryk mense gooi baie geld in. Maar dan kom daar hierdie weduwee, arm, alleen, en sy gooi stilletjies 2 muntstukke in. En Jesus sê, dit verseker ek julle, hierdie vrou het meer ingegooi as al die ander mense. En natuurlik dink die disippels, Jesus, wat se wiskunde is dit? Maar Jesus verduidelik. Hulle het almal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe. Dit is koninkryks wiskunde. God is nie beïndruk deur groot bedrae nie. God word geraak deur jou hart, deur die persentasie, deur dit wat dit jou kos om te gee. En die arm weduwee was die vrygewigste daardie dag by die tempel. Nie omdat sy die meeste gegee het nie, maar omdat sy die meeste van haarself gegee het. Mite nommer 4. Ryk mense is vrygewig. Dis nie waar nie. Ryk mense is ryk. Vrygewige mense is vrygewig. En die twee het nie noodwendig iets met mekaar te doen nie. Daar is geen vaste verband tussen rykdom en vrygewigheid nie. Trouwens, baie keer is dit juist die mense met die minste wat die meeste gee. Jesus wys dit self uit met hierdie weduwee se muntstukke. Sy het amper niks gehad nie, maar sy was die vrygewigste persoon in die tempel daardie dag. En dis nog steeds vandag so. Mense wat armer is dikwels meer vrygewig. Nie omdat hulle meer het nie, maar omdat hulle weet hoe dit voel om in nood te wees. Hulle weet hoe dit voel om op die randjie van finansiële onsekerheid te leef. En omdat hulle self daar is, sien hulle ander mense wat ook daar is. Daar is hierdie gedeelde ervaring van afhanklikheid. En dit maak dat hulle gewoonlik vinniger reageer, vinniger help, vinniger deel. Hulle weet, vandag help ek jou en môre help jy dalk vir my. Dis waarom mense met min dikwels mense is met groot harte. So ironies genoeg, hoe armer iemand is, hoe groter is hulle geneigtheid tot ware vrygewigheid. Die soort vrygewigheid wat God raak sien en waardeer. Want God meet nie vrygewigheid aan wat jy het nie, maar aan wat jy doen met dit wat jy het. So as ons nou al hierdie mites, as ons dit agter ons gelaat het, wat beteken dit om vrygewig te leef? Dit is vooraf beplan, dit is doelbewus en dit is bevrydend. Want uiteindelik, wanneer ons leer om te gee, leer ons om soos Jesus te leef. Vooraf beplan. Om vrygewig te leef, moet jy 'n plan hê. Maak nie saak hoe baie of hoe min geld jy het nie. Jy hoef ook nie 'n syfersmens te wees nie, maar jy moet 'n plan hê. Daar's hierdie skrywer, Ron Blue, en hy het iets baie eenvoudig, maar baie insiggewend gesê. Daar is 5 dinge wat jy met jou geld kan doen. Jy kan dit spandeer, skuld afbetaal, belasting betaal, spaar en gee. En as ons eerlik is dit presies die volgorde waarin die meeste van ons met ons geld werk. Ek eerste, skuldeisers tweede, regering derde, ek weer vierde
en ander laaste. Of nog eerliker, ek, regering, ek en dan die ander laaste. Nou as jy jouself 'n gelowige noem, kan jy nie jou lewe so inrig nie. Dan kan geen nie aan die einde van jou lys wees nie. Jesus self sê, jy kan maar nie volg as ander altyd laaste is nie. Jesus het jou eerste gestel en om hom te volg beteken om ander eerste te stel. Selfs die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. En as jy hom wil volg, kan jy nie gee aan die einde nie. Dit wat dalk oor is nie. Jesus het so baie oor geld gepraat. Nie omdat hy geld nodig gehad het nie, maar omdat hy geweet het, geld wys waar jou hart is. Daar is ongeveer 2300 verse in die Bybel wat gaan oor geld, besittings en rykdom. Terwyl daar net so wat 500 verse is oor gebed, 500 oor geloof en 700 verse oor liefde. 16 van Jesus se 38 gelykenisse gaan oor geld, besittings, bestuur of vrygewigheid. Waar jou skat is, sê Jesus, daar sal jou hart ook wees. Hy het verstaan dat as die koninkryk van God eerste in ons lewens moet wees, dan moet dit ook eerste in ons finansies wees. Ware vrygewigheid begin wanneer ons prioriteite omkeer. God eerste, ander tweede, ek laaste. Dan leef ons vry en dan leef ons werklik vrygewig. Nommer 2, doelbewus. Om vrygewig te leef moet jy doelbewus gee. Jy weet waarom en waarheen jy gee. Jy kies 'n persentasie van jou inkomste en jy sit dit op sy. Daardie geld is so goed soos gegee. Dit beteken dat jy nie wag vir die regte geleentheid om iemand te seën nie. Dit is nie impulsief of toevallig nie. Wanneer jy kry, gee jy eerste. Nie omdat dit 'n wet of 'n reël is nie, maar omdat dit is hoe jy God eer. Jesus sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Ons hou so baie van hierdie vers, maar ons vergeet soms die konteks. Jesus praat hier oor geld en oor bekommernis. Dis om te sê, hierdie deel behoort nie aan my nie. Dis reeds vir God se werk bestem. Daardie geld is klaar gegee in jou hart. Dit wag net om aangewend te word vir die regte doel. En jy leef met hierdie verwagting, hierdie afwagting. Ek kan nie wag om te sien waar God dit gaan gebruik nie. En weet jy wat? Ons mis nooit die geld wat ons weggee nie. Maar ons mis dikwels die lewe wat ons sou gehad het, as ons nie geleer het om te gee nie. Die laaste een, bevrydend. Jy gee nie omdat jy moet nie, maar omdat dit jou bevry. En as jy wil weet waarom te gee, begin hier. Gee uit 'n dankbare hart en 'n gebroke hart. Vra jouself of doen dit saam met jou gesin of as 'n egpaar. Waarvoor is ons dankbaar? En wat breek ons hart? Wat het jy ontvang waarvoor jy opreg dankbaar is in jou lewe? Wie of wat het jou lewe, jou gesin of jou geloofsvorming verryk? Gee daar. En die tweede vraag, wat breek jou hart? Dalk is dit kinders sonder huise, of jong mense sonder werk, of gesinne in nood. Wat ook al dit is, wat jou hart laat breek, vind iemand, 'n organisasie of 'n projek of 'n bediening, en bestem 'n deel van jou geegeld daarvoor. Wanneer jy jou dankbaarheid en jou gebrokenheid verbind aan jou gee, dan gebeur iets wonderliks. Jou hart raak verbind aan jou bydra. En is juist daar waar die vreugde lê. Dit is nie meer 'n verpligting nie. Dit is bevrydend. Om vrygewig te leef, help jou om vir die regte dinge ja te sê. Dis een van die groot geskenke van 'n vrygewige lewe. Vrygewige mense voel nie skuldig om nee te sê nie, want hulle het reeds ja gesê. Hulle voel nie meer vasgevang tussen skuld en druk nie, want hulle weet, ek gee reeds, ek leef reeds met oop hande. Dis die eenvoudige ritme van
gee eerste, spaar tweede, leef van die res. Dit is so eenvoudig, maar dit verander alles. As jy eers gee, sal jy waarskynlik meer spaar en beter leef. Want in 'n wêreld wat jou aanhoudend vertel wat jy nog nodig het, gee vrygewigheid vir jou die moed om te sê, ek het genoeg, ek wil deel. Dink net, as jy van die begin af so geleef het, van jou eerste salaris af, of daardie eerste keer wat jy as kind sakgeld gekry het, hoeveel mense se lewens sou jy al geraak het? Hoeveel goed sou jy al kon doen in hierdie wêreld? Hoe het jou denkbeeldige checkrekening gelyk waaroor ons heel aan die begin gesels het? Die geld wat jy nie gegee het nie. Weet jy nog waar dit is? Waarskynlik nie. Jy het dalk beter vakansies gehad, 'n groter TV, vinniger foon, maar dit het niks gebring wat hou nie. Moenie nog 'n seisoen van jou lewe so leef nie. Nie omdat God jou geld nodig het nie, maar omdat jy vryheid en vreugde nodig het. So lief het God die wêreld gehad, dat hy gegee het. En Jesus het gesê, dis beter om te gee as om te ontvang. Hy was nie besig om te oordryf nie. En beter beteken hier gelukkiger, meer vrede, 'n voller lewe. Jy kan nie jou pad na geluk koop nie. Jy het dit al probeer. Dit werk nie. Doen dit nou anders. Besluit vandag. Besluit vandag dat jy 'n plan gaan maak. Kies 'n persentasie. Dink waarvoor is jy dankbaar en wat breek jou hart. En gaan deel dit met jou gesin. Kyk wat gebeur in jou hart, in jou lewe en selfs in jou finansies. Gaan nou en leef vrygewig. Amen.